Ek was mos nou 'n ruk terug op 'n Vrydagmiddag in 'n naburige dorp. Toe kry ek mos die ou wat mos op die stoel sit en die ou se gesig is mos rooi en tong is los. En ek vind toe mos eers op die einde ek aan die ander kant van sy stoel, hy sit mos nou daar op 'n spot. Toe sien ek hy suig in 'n lang Black Label bier mos. Nou het ek weer die Vrydag na dieselfde dorp toe gegaan. Kry ek weer die ou daar sit. Dis sy inding. Dis nou sy inding en kyk hierso. Dis nou sy gewoon, ek weet nie wat sit hy daar spesifiek daar voor 'n sekere winkel. En nou sien ek, kyk ek sommer al klaar, nou sien ek daar staan 2 biere. Hy is besig met die een en die ander een staan. Weer Black Label. Ek sê ek het vir hom voorgestel hy moet my eerder die drank los. Hy sê hy het dit gelos, maar hulle kom terug na hom toe. Te voet. Nog Te voet. Hoe het dit by hom gekom? die ander ou het vir hom gebring. Want as hulle weer by die huis is, dan voorsien hy nou weer daai kind. ja, dis wat hy nou sê, né? Maar in elk geval Posvoed daarso. Hy sê nie die een bier is mos nou gesê is die ander ou sin. Ek sê maar daai man se bier gaan mos nou warm word. Hy sê dis my probleem nie. Myne gaan opwees nog voor hy warm is. En hy sê eintlik, hy noem dit eintlik ek pesel so aan myne. Maar vinnig drink is mos nie pesel nie. Maar in elk geval, hy sê die bier is nog 'n kind in my. Ek is baie ouer as hy. Ek is gemaak in 1968. Hy sê die bier kom nou seker 2-3 maande terug uit die broerie uit. Hy is nog 'n kind in my. En toe begin die ou nou rugby praat. Die ou begin nou met rugby praat. Ek sê vir hom, hy sê hy is hulle rugbyklub se spanbestuurder. Ek sê, wat is dit? Is dit amper soos 'n coach? Hy sê nee, die coach is onder my. Nou, ek weet nie, miskien is die spanbestuurder daar om die voor wedstrydse vergaderings, meetings en goed te reël en te kyk dat die treie en alles. Ek weet nie presies wat 'n spanbestuurder is. Hy kom ook nie uit om te sê wat hy nou eintlik Nee, maar die coach is onder hom en hy is mos nou nie die coach. Nou vra ek vir hom, dit is nou op 'n klein plattelandse dorpie. Ek sê julle nou het daai groot boerklonge gespeel daar van Ceres. Hy sê ja. Hulle is mos die Munsmakers genoem. Die Munsmakers. Ons het daar by Wellington Boland Stadion op die een veld gespeel wat hulle die Slaughterhouse genoem het. Ons het teen hulle daar gespeel. En 'n kwartier voor die einde, toe my span nog 15 punte agter. En toe daar besering is, toe gaan op die veld op. Gee vir die man later. Sê kyk hierso. Nou, hy is nie die coach. Wat julle nou maak. Hy man is groot. Hulle hou nie van baie omdraai en hardloop nie. Nou skop jy die bal aan mekaar oor hulle koppe. Hy sê en die manne doen dit toe. Toe raak hy boerklong en binne 4-5 minute doodmoeg. En hulle het toe daai dag gewen 37-36. Ja.
Nou vra ek hom toe hy nou rugby gespeel het. Watter posisie het hy nou gespeel? Die ou is nie so kort nie, maar hy sê enigiets van 'n nommer 4 tot 'n nommer 8. Hy sê ek het 'n rugby brein gehad. Ek was nie so sterk nie, maar ek het 'n rugby brein gehad. Nou jy kry mos daai loskakels wat daai dwarskop gee na die vleuel toe en dan vang die vleuel die bal en dan spat hy. En dan kry jy ook mos nou die bokskiek wat gewoonlik die skrimskop doen. Hy hoë skop en dan storm hulle op. Hy sê hy was meestal nommer 8. As hy nommer 8 gespeel het, dan het hy daai skoppe gedoen. Nou, bokskieks en kiekpases wat ek nou van gepraat het, dis een nommer 8 se werkie. Hy moet die bal optel en storm vorentoe, in die verdediging intrek. Maar hy doen so dieselfde skop weg.